ons dat elke hoorbare oor vanmôre u woord sal hoor. Dankie Heilige Gees dat u saam met ons sal wees tydens hierdie diens. Dankie Here dat u ons sal oprig. Here, so kom ons vanmôre en ons gee net oor. Ons surrender totaal en al. Ek wil jou vra om net so 'n bietjie te vergeet van alles wat in die dag gaan gebeur of wat gebeur het. Ons surrender, Here, ons gee oor, ons gee dit vir u vanmôre. Ons gee dit aan u vanmôre. Die woord van die Here sê, as ek u hemele aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre, wat u toeberei het. Wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens se kind, dat u hom besoek? Ek wil vanmôre vir jou vra om jou heerskappy terug te vat. Die Here het ons aangestel om te heers. Gaan lees dit in Psalm 8. En in die begin om te heers. Ons neem ons heerskappy terug vanmôre, Here. Dankie dat ons dit so kan doen. Dankie dat ons kan heers vanmôre. Ek wil kom vanmôre, Here, en ek wil u loof met my hele hart. Ek wil van u wonders vertel. Daar in Jesegiel 32 sê die Here, as ek net iemand regverdig kan vind, maar ek vind niemand. Is jy vanmôre daar om te sê, Here, stuur my in Afrika, waar ons is, net om te sê, ek staan vir regverdigheid vir die koninkryk van die Here. Here, sien my raak vanmôre, gebruik my, Here. I will go wherever you want me to go. I will say whatever you want me to say. I will do whatever you want me to do. Lord, I'm here, use me. Gebruik my vanmôre, Here. Gebruik my. Dankie, in Jesus naam. Amen. Goeiemôre julle, vir die wat ek nog nie gegroet het nie, julle kan julle sitplekke neem. Ons is vanmôre 'n lekker onderwerp waaroor ek wil gesels met elke een vanmôre. Het jou tyd ewigheidswaarde? Het jou tyd ewigheidswaarde? En daar is nie 'n beter skrif om dit vanmôre te verduidelik as uit Efesiërs nie. As jy saam met my kan lees uit die boek van Efesiërs 5, ons gaan Efesiërs 5 lees, terwyl jy jou aantekeninge maak en saam lees, kan jy sommer op die skerm lees saam met my. Ons bid en eer die Here vanmôre. Dankie vir sy woord. Sy woord is die waarheid en sy woord sal nooit ledig terugkom nie. Amen. Ek eer die Here daarvoor. In vers 16 van Efesiërs 5 sê hy, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Wat sê Paulus hier? Hy sê, wat moet ons doen? Hy sê, koop die tyd uit, omdat ons dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Wat die wil van die Here is. Geliefdes, ek dink baie kere wanneer ek en jy een ding kan koop vandag, as ons geld gehad het, ek weet nie van jou nie, maar ek dink ek sou baie kere dit wat ek verkeerd gedoen het, dinge wat ek nie reg gedoen het nie, ek dink ek sou daardie tyd net wou terugkoop. En ek dink baie van ons voel so. Maar nietemin, ons het gedoen wat ons gedoen het. En daarom sê Paulus vir ons, dat ons streef ons nie uit na wat agter ons is nie, maar na dit wat voor is. Ons kan nie die dinge verander wat in die verlede gebeur het nie. Maar die duiwel herinner jou aan jou verlede. Hy doen hierdie dinge om jou te herinner aan jou verlede. En as 'n mens gaan kyk in die geestesrealm ook, dink ek baie kere is die toonbeeld van Lot so, dat baie mense lewe in die verlede, hulle is nog te veel in die verlede, en daarom is hulle in die geesteswêreld of in hulle geestesverhouding 'n soutpilaar. Jy's 'n soutpilaar. Maar nog, wat wil jy vir my sê? Ek wil vir jou sê, dis hoekom jy stagneer. Dis hoekom ons nog nie die ervaring van die Here ervaar het of die oorlewering nie. Daarom kan ons nie vrykom van hierdie verlede nie.
Daar is niks wat ons kan doen om die lewe of die verlede te verander nie. Hoor wat sê Psalm 90. Hoor gou daar, lees saam met my Psalm 90. Hierdie is 'n Psalm, Jaco, kan jy my so klein bietjie harder net sit, ja. Hierdie is 'n Psalm wat Moses geskryf het, of Moses eintlik gebid het, daar in vers 9, sê hy, want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid. Al ons dae gaan verby deur u grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Soos 'n gedagte. Is hy nie op die skerm nie? Het ek hom nie opgesit nie? OK. Ek moet bietjie kyk wat ek doen. Ek dink vanmôre, Cassie, ek wil net vir jou sê, jy het soveel talente. Gister met die braai, die vrouens wil net Cassie met hulle vleis braai, is die braaimeester. En vanmôre het jy gejive soos Madiba. Ek dink so, ja, jy het so mooi lekker. Ja, voor die Here. Dans voor die Here, né? Ja. Al ons dae gaan verby deur die grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare daarin is 70 jaar. Of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Hoor wat sê die woord? Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kyk wat sê vers 12. Wil jy hom nie merk nie? Wil jy nie oor dit bid nie? Wil jy dit nie verklaar in jou lewe, elke dag in jou gebedslewe nie? Here, leer my om die tyd uit te koop. Leer my om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart mag bekom. 'n Wyse hart mag bekom. In die geestesfeer vanmôre bestaan slegs ewigheid wat tydloos is. Elke ding het 'n bepaalde tyd. Elke ding het 'n bepaalde tyd. Kan ek jou vra om gou-gou, ek wil dit vir jou wys, jy dalk nog nooit so daaraan gedink nie, en prys die Here as jy het. Genesis 1, blaai gou vir my Genesis 1. Lees gou saam met my 1 of 3 woorde in Genesis 1. Kyk wat sê die woord vir ons in Genesis 1. Die eerste 3 woorde van Genesis is in die begin. In die begin. Lees jy dit raak? Sien jy dit? In die begin. En dan sê die woord, nog voordat die berge gemaak is in die aarde, het die Here dit gespreek uit die woord uit. Toe was God alreeds daar. Geliefdes, ons weet dat tyd meebring, dat ons 'n beperkte lewensgang het, hier op die aarde. In Psalm 90 vers 10 sien ons dit, want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Ek het altyd gehoor die ou mense sê, dat hoe ouer jy word, hoe vinniger loop die tyd, en nou begin mense te besef, jy het nie meer tyd vir alles nie. Jou dae is so, jy probeer alles inpas. Maar een ding wat 'n mens moet besef is, en die belangrikheid van dit is, hoe belangrik hierdie is dat ons tyd goed en reg moet gebruik. En die Bybel gee vir ons riglyne oor hoe elke Christen sy tyd moet reg gebruik en hoe jy moet reg lewe. In Efesiërs 5 kom Paulus en hy skryf die volgende woorde. Hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle in die lig, of nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Jy het nie 'n verskoning om te sê, ek het nie geweet nie, of vir jou optrede nie. Al ooit gewonder hoe jy moet lewe? Al ooit gewonder en gedink, hoe moet ek as 'n kind van die Here lewe? Kyk wat sê die vers. Hy sê, want vroeër was julle duisternis. Kom ek sê dit vir jou in ander Afrikaans. Hy sê, want vroeër was julle sonde. Sonde. Maar nou in die Here, of nou is julle 'n lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Geliefdes, ons was verlore. Ons was duisternis. Maar God dank, ons is nou kinders van die lig.
En as ons vanmôre sê ons het nie sonde nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ons is in 'n wêreld. Ons het sonde en ons maak baie kere dinge verkeerd. Maar een ding weet ek wil met die duisternis niks uitwaai nie. Ek wil niks te doen hê met die sonde nie. Efesiërs 5 vers 11 kan jy saam met my lees, jy kan net 'n aantekening maak. Ek wil vanmôre vir jou hierdie baie duidelik vra. Ons mag nooit in die sonde verdiep nie. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Maar bestraf dit liewers. Bestraf dit liewers. As dan nou nog nooit in die Bybel vir jou 'n vers is wat vir jou baie ernstig waarsku en wat vir jou baie ernstig moet wees nie, is dit hierdie ene, of moet ernstig moet wees. Hy sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Maar bestraf dit liewer. En ek ervaar nou, jy weet wat die duisternis in jou lewe is. Baie kere dink ons sien nie hierdie dinge nie, of mense sien nie wat ons verkeerd doen nie. Maar jy het jouself al so verdiep, en ek wil hê jy moet hoor, daar is 'n oog in die hemel wat jou sien. Die werke in die boeke van die lewe word elke ding opgeteken. Die woord sê dat, hy sê vir elke ydelle woord wat jy spreek, goed of sleg, sal jy rekenskap gee. In alle tye waar ook al jy jouself bevind, moet jy jou tyd so gebruik om as 'n wyse op te tree en nie as 'n onwyse nie. Keuses. Ek dink ons moet dit gou vir onsself sê en sommer vir een langs jou ook keuses. Keuses gebruik om oor jou keuses na te dink, oor jou keuses te bid. Hoor wat sê die woord in 2 Korintiërs 11, dis nie op die skerm nie. Hy sê daar, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom as 'n engel van die lig. Jeffa! Nie afkyk nie, Annie. Genesis 3. Hier's God, die Vader aan die woord. Hoor wat sê hy? Eva, wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Wie bedrieg jou? Aan wie gee jy toe? Ek wil vir jou sê, hoor gou hierso, hoor gou baie mooi. Nee, die Here het my 'n teken gegee. Nee, die Here het met my gepraat. Kan ek gou vanmôre vir jou iets sê? Jy moet baie versigtig wees. As jy moet seker maak, jy hoor van die Here. Want as jy in die lig wandel, sal jy van die Here hoor. Nee, maar die Here het met my gepraat. Die Here het vir my gesê, ek moet hierdie doen. En toe? Nee, toe spring ek in. Jy's reg, jy is toe. As jy in een sin wil weet wat jy met jou tyd moet doen, dan is dit om te doen ooreenstemmend met die woord van God. Met die woord van God. Hoe seker is jy dat God met jou gepraat het? Kan ek gou vir jou sê, in onskuld, mense het baie onskuld in hulle, baie mense is onkundig. Hy sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en omdat jy nie die wysheid bekom en die kennis het nie, kan ek vanmôre vir jou sê, is daar een ding wat jy nie weet nie, en jy ken nie jou vyand nie. Jy ken nie die aanslag van jou vyand nie. Jy weet nie wie jou vyand is nie. Weet jy die onkundige mense, hulle het sulke lang koppe, hulle moet kruisbande dra.
Daar is nie eens plek vir 'n kopseer nie. Hulle redeneer heeltemal die teenoorgestelde dit wat God gee, of God vir ons beloof. Om 'n gelowige te wees, beteken dat ek en jy beheer het oor ons tyd, dat ons beheer het oor onsself. Daarom moet jy ook beheer vat oor jou tyd, baie belangrik. Jy moet beheer vat oor jou tyd. Ag Wendy, kan ek jou net vra om weer die eerste vers vir my op te sit asseblief? Kom ons lees hom. Hy sê, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Elke oomblik van ons lewe moet ons die tyd uitkoop. As jy alleen ry in jou kar, en jy's op pad werk toe en jy's in verkeer, koop die tyd uit, loof en prys die Here, declare, verklaar oor jou lewe, spreek lewe in jou lewe, spreek dit oor jou huwelik, spreek dit oor jou finansies, spreek net lewe in jou lewe, oor jou gesondheid, oor jou negativiteit. Al wat jy moet doen is, ek verklaar vanmôre in Jesus naam, dat ek 'n uitverkore, uitgekiesde kind van God is. Koop die tyd uit vanmôre. Elke sekonde van ons lewe behoort aan die Here. Brei die koninkryk uit. Wat beteken die koninkryk? Ek wil gou iets vanmôre vir jou sê. Daarom is hierdie vir my baie belangrik. In Matteus 4, toe Jesus die heel eerste keer preek, 17, in vers 17, toe sê hy, bekeer julle, want die koninkryk het naby gekom. Matteus 6:33 sê, en soek alleeers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat beteken die koninkryk? Die koninkryk beteken dat ek en jy, of die koninkryk beteken, daar waar die koning is, daar sal hy heers. So die almagtige koning van die hemel en aarde heers in die geestesatmosfeer. Die eindlose tyd, die ewigheid, waar ek en jy eendag moet wees saam met hom. En hy sal in die dorstiges gee, uit die fontein van die lewe verniet. En wanneer ek en jy in die koninkryk van God is, dan beskerm die Here ons, want ons het tyd uitgekoop om saam met hom die koninkryk te brei. Wat is die koninkryk? Waar is die koninkryk? In jou. In jou. Die duiwel is slinks, mense. Hy wys ons baie ander dinge wat ons kan doen met ons tyd. Wat nie goed is in God se oë nie. Hy verlei ons ongelooflik maklik. Dinge wat baie kere onskadelik lei, wat tot skade lei. Kan ek gou vanmôre vir jou iets sê? Hoor baie mooi. Die sondes kan nooit die belofte gee wat deur ons geloof aan ons beloof is nie. Nooit. Die beloftes van die ewigheid, die beloftes van die Here kom wel na ons toe. Dit is 'n werklikheid en sy beloftes is betroubaar. Daar is geen beter tyd as nou om jou hart oop te maak vir die Heilige Gees nie. Daar is nie. Kan ek jou vra vanmôre, kan jy om toelaat om beheer te neem oor jou lewe, om te sê, Here, ek gee myself oor aan U. Ek wil my tyd aan U toewy. En ek wil vir jou iets sê ook vanmôre, wat Jesus nie verwag nie. Hy verwag ook nie dat jy die hele dag, 24 uur, 7 dae week, net in die Bybel sit nie. Jy moet 'n balans hê, 'n gesonde balans. Wanneer 'n mens nie tyd het vir die Here nie en jy tyd vir die wêreld, wil ek vir jou sê, is dit nie 'n gesonde balans nie. Dan kom die vyand en hy kom steel, slag en verwoes. Is hy daar? Is hy daar in jou lewe? I'm too busy to come to church. I don't have time. Ons ken die gesegde wat sê, busy stands for being under Satan's yoke. Jy's onder die aanslag van die vyand, as jy vir die Here nie kan tyd gee nie. En tyd is kosbaar. Die woord van die Here sê, ken hom in al jou weë. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer.
En dan spring jy daar uit die bed uit en jy begin met allerlei dinge en jy's daar uit die huis uit, jy het nog nie eens gebid nie. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, jou dag en jou nag en jou dag, waar ook al jy jouself in jou lewe bevind, in jou tyd, in jou dag, in hierdie dag, benat alles met gebed. Here, ek gaan uit die huis uit, dankie dat jy my beskerm het, wees saam met my in hierdie dag. U goedheid en guns sal my volg. Geen wapen teen my. Geloof sal vandag iets doen. Mag ek 'n sielewenner word, mag ek die woord verkondig, mag ek in geregtigheid lewe. Daar is baie. Daar is baie. En is lekker om dit te verklaar in jou lewe. You need to declare the goodness of God. Amen. Here, terwyl elke een nou so sit, elke een, ek wil vir jou vra, jy weet, waar skiet jy tekort op hierdie oomblik in jou lewe? Ek wil nie baie praat nie. Ek wil jou 'n geleentheid gee om jouself, sodat jy in die Heilige Gees 'n gemeenskap kan hê, om eerlik te sê, ek het nie altyd tyd nie. Ek maak nie tyd nie, ek beroof tyd. Weet jy, kan ek jou vanmôre vra, kan ons vir die Here vra om ons te vergewe? Ek het dit nodig, ek het dit ook nodig. Ek het dit ook nodig, Here, om net by U te hoor, kan U my vergewe? Laat U wil geskied in my, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom in my lewe. Jy kan saam sing, jy kan luister, terwyl jy luister, kan jy bid, kan jy verklaar, gebruik hierdie tyd. Ek dink elkeen van ons het nodig om te sê, Here, please forgive me. Please forgive me. Oh yes. When the sun reveals my broken dreams, scattered over the ground. Please forgive me. I need your grace to make it through. All I have is you. I'm at your mercy. But I deserve you. Till my dying day, I'll just find a way. I'm at your mercy. Please forgive me. Oh yes, please forgive me, Lord. I can't believe that God earned the glory. You take the time to care for one like me. But I read in the Bible that story, how He cared for my forgiveness. He was down and broken. Please forgive me. Grace to make it through. All I need is you. I'm at your mercy. I'll serve you. Till my dying day, Father's fire away. I'm at your mercy. Oh, please forgive me. It's your grace to make it through. Lord, I need you. I'm at your mercy. Oh, please, at your mercy.
mercy. Please forgive me. Oh yes. All I had you. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Julle moet 'n geseënde week hê. Mag goedheid en guns jou volg. As dit die Here se wil is, deel wil hê, dan sien ons mekaar weer by ons volgende byeenkoms. Die Here seën.